ANC-lede wat van korrupsie beskuldig word, gaan al lidmaatskap verloor. 'n Tariefbarometer wys presies hoe verwoestend die uitwerking van Amerikaanse handelstariewe reeds was. En blitsige Nadine Roos wil nog lank 'n doring op die sportveld bly. Dag sê, ek is Christel Cornelissen en hierdie is Marula Media. Fikile Mbalula, sekretaris-generaal van die ANC, sê geen lid van die party het al ooit 'n mandaat gekry om korrup te wees nie. En enige ANC-lid wat hulle daarmee ophou, staan alleen. Mbalula het korrupsie donderdag as verraad teen die mense bestempel en gesê die ANC gaan nie sink saam met diegene wat die pad van korrupsie kies nie. Die ANC, wat met alle mag wil vernuwe in aanloop tot volgende jaar se munisipale verkiesing, het ook besluit dat al sy lede in leierskapsposisies aan leefstyl-audits onderwerp moet word. Dit geld volgens Mbalula vir enige leier van die ANC en nie net die in die regering nie. Die daling van 53,9% in uitvoere in die chemiese bedryf en 'n selfs groter daling van 91,1% ten opsigte van minerale produkte wys presies hoe groot die verwoesting is wat die Amerikaners se handelstarief in Augustus gesaai het. Die FSA se algemene invoertarief van 30% op Suid-Afrika het op 10 Augustus in werking getree. In September, met geen moontlikheid vir tariefvrye uitvoere nie, gaan die uitwerking selfs groter wees. Die Solidariteit Navorsingsinstituut se tariefbarometer wys die tariewe het reeds 'n verlammende impak op verskeie bedrywe gehad. Die barometer bevestig ook vrese dat die tariewe bedrywe in Suid-Afrika groot skade gaan berokken in 'n tyd waarin hulle reeds onder groot druk verkeer. Die Suid-Afrikaanse regering versoek die Israeliese regering om politici en aktiviste aan boord die Global Sumud Flotilje vry te laat. Mandla Mandela, een van oud-president Nelson Mandela se kleinseuns, is een van verskeie Suid-Afrikaners aan boord van die flotilje. Israel het intussen aangekondig dat die aktiviste na Europa gedeporteer gaan word, sonder om te spesifiseer na watter lande hulle gestuur gaan word. Die flotilje was met noodleniging na die Gaza-strook onderweg, toe die Israeliese vloot die een na die ander skip Woensdag onderskep het, voordat dit internasionale waters kon binnegaan wat onder die Israeliese vloot se blokkade val. President Cyril Ramaphosa sê egter die flotilje se onderskepping is net nog 'n Israeliese skending van internasionale reg en het 'n beroep op Israel gedoen om ongehinderde noodleniging toe te laat. En die blitsige Nadine Roos was een van die beste spelers by die onlangse wêreldbeker toernooi in Engeland. Die rede vir haar sukses: motiveer jouself om altyd 1% meer te gee. Ons gesels met die 29-jarige skramskakel oor alles van rugby tot Hyrox en hoe sy haar nalatenskap sien. Gaan lees hierdie en al die ander berigte op marulamedia.co.za en geniet die dag verder.